is, dan weet die mense nie waar kom al die goed wat jy genereer in jou liggaam vandaan nie, né? Amen. Ok, julle. Dankie vir elkeen van julle wat hier is. Nou, vandag word nou 'n baie spesiale dag gevier. Ek dink dat die boodskap voorberei. Toe dink ek, dit is eintlik partykeer gaan dit oor goed wat so 'n jaarlikse instelling is en 'n mens nie goed oor en oor en oor. Dat 'n mens partykeer die krag van iets verloor. En dit is waarvoor ons moet versigtig wees. Want hierdie goed is baie spesiaal. Dit is baie spesiaal en ons moenie laat die oomblikke verby ons laat verbygaan nie. My tema vandag is vrou en of mamma is jy 'n dienskneg. Amen. Nou ek gaan nou hierdie stukkie lees want ek wil dit dan mooi onthou. 'n dienskneg of 'n diensmaag? Dienskneg. Jy kan sê diensmaag of 'n dienskneg. Dit is ook. Julle kan vir my so lank loop by Lukas 1 wat ons skrifgedeelte sal wees. Maar ek het nou mooi neergeskryf, so ek wil dit lees vir julle, want ek wil nie dit mis nie. In die kragtige en vloeiende ritme van die lewe speel 'n moeder 'n rol so uniek en so onvervangbaar dat dit die grondslag lê vir 'n kind se hele bestaan. Die moeder-kind verhouding belig drade wat hierdie band vorm en die onuitwisbare impak wat dit op 'n kind se lewe het vir die res van sy lewe. Dit is die belangrike rol wat in ons speel. Nou mamas, hier is 'n paar baie belangrike feite wat ons almal kan onthou, wat ons almal moet onthou, en dit nog mamas gaan wees. Jy is die eerste kennis vir jou kind. Jy is die eerste kennis vir jou kind. Nie net hierdie naamstring nie, maar ook omdat jy emosioneel en kognitief by jou baba betrokke is, die baba in jou maag is. Begin jy alreeds die emosionele band met die baba te bou. 9 maande se swangerskap is die begin van 'n onvernietigbare verbintenis. Al is jou ma dood, al praat jy nie met mekaar, ek weet nie wat is ek in 'n situasie nie. Maar dit is 'n verbintenis wat God daar gesit het wat nie gebreek kan word nie. Dit gaan bloed, DNA, vlees, naaldstring. Sy het jou gedra na moeder skoot. Mama, jy is nie verstaan daar. 'n kind glo instinktief in sy ma. Dit is net so, julle. 'n babatjie glo net instinktief in sy ma. En dit geskep 'n gevoel van veiligheid vir jou kind. Ok. Jy is nie verstaan meer, dit is definitief 'n fout, want jy, 'n feit. Jy verstaan as jou kind huil, nat, honger, wat ook al die geval is. Jy verstaan jou kind en 'n kind begin jou instinktief te vertrou. Jy is die wieg van vertroue. 'n kind leer om vir mamma te vertrou. Jy is die rolmodel en jy is 'n onderwyser en daar's 'n baie fyn balans in hierdie goed. Jy is die rolmodel en jy is die onderwysers. En ons kyk op na mamas, wat mamas ons geleer het. Want ek kan op 54 nog steeds sê, ek onthou, my ma het met my geraas met my nagklere, want ek sukkel om elke dag op te vou. En as sy gesê het, as ek terugkom van die skool af en sy sê, Lola, kamer toe. Ek het my nagklere vergeet om op te vou. Mama het geleer, dit bly altyd by 'n mens. Jy lewer 'n unieke bydrae aan die kind se karakter, die kind se gesondheid en jou lewensuitkyk. Jy lewer 'n bydrae tot jou kind se lewensuitkyk. Verstaan jy hoe belangrik hierdie goed is? Jy help jou kind met sy selfbeeld en jy gee jou kind inspirasie. Nou ook aan julle, swak selfbeeld, ons kan ure daaroor praat. Ons kan ure praat, ons almal gestruggle het met 'n swak selfbeeld. Dalk nog moontlik nog steeds. En jy het nog nie self in jou geïdentifiseer nie. Mamas, vrouens met kinders by wie jy betrokke is, leer hulle om hulle self lief te hê.
My broer se dogter het eendag so iets mooi gesê. Sy het gesê, ek wil nie my kinders leer om elke Sondag in die kerk te wees nie, maar ek wil my kinders leer van Jesus se liefde, dat hulle sy liefde moet verstaan, laat hulle self kan leer lief kry, omdat hulle deur Jesus se oë sien. Want as jy 'n kind sukkel met 'n swak selfbeeld, hy dra dit die res van hom lewe, tensy daar ongelooflike wonderwerke bevryding plaasvind. En jy wil bevryding hê. Jy gee sekuriteit en geborgenheid aan jou kind. Want as jou kind bang is of onseker is, dan is jy die een wat die kind laat veilig voel en sekuriteit gee. OK. Jy is die leerskool van liefde. Jy dien as 'n mentor. Jy is die spieël van liefde en toewyding. Van ondersteuning en aanmoediging. Dit is wat 'n mamma is. Jy moedig aan, jy ondersteun. Ja, stem nie altyd saam met wat jou kinders doen, dit maak nie saak hoe oud jou kind is nie. Mamma hoef nie altyd saam te stem met wat kind doen nie. OK? Maar nog steeds is 'n mamma daar en sê, ek bid vir jou my kind, jy sal die regte besluite neem. Die band, en dit is 'n band wat die tyd en die ruimte strek, wat die lewenslange verbintenis is van die essensie van menswees is julle. Dis waar ons begin het met 'n band met 'n mamma in die maag. En daai naelsteen en daai bloed en daai DNA, dis 'n verbintenis wat nie gebreek kan word nie. Dit kan nie. Kom ons gaan na Lukas 1 toe, ons gaan praat 'n bietjie oor Maria, Jesus se ma. Wow. Nou Maria was 'n Joodse vrou wat wonderdadig as 'n maagd swanger geword het met Jesus. Nou julle kan julle self indink en voorstel. Hoekom het God spesifiek en spesiaal vir Maria uitgekies om Jesus as seun te dra? Hoekom het hy vir Maria gekies? Daar moes 'n baie spesifieke rede gewees het. Sy moes die seun dra wat die wêreld kom red van ewige dood. Sy moes spesiaal gewees het. Kom ons lees van Lukas 1 vers 16 tot 33. Dat het gaan kyk hierso. Ekskuus julle, ek is verkeerd. 26 tot 33. Die geboorte van Jesus aangekondig. En in die 6de maand het die engel Gabriël deur God gestuur na 'n stad in Galilea in die naam van Nasaret, na 'n maagd wat verloof was aan 'n man met die naam van Josef, uit die huis van Dawid, en die naam van die maagd was Maria. En die engel het haar binnegekom en gesê, wees gegroet, begenadigde, die Here is met jou, geseënd is jy onder die vroue. So die engel begin met 'n belofte om te sê, die Here is met jou. Hoe awesome is dit? Die Here is met jou mamma, die Here is met jou vrou. En toe sy hom sien, was hy baie ontstel oor sy woord, en sy het daaroor nagedink, wat hierdie goed tog kan beteken. Ek dink dit moes vir haar skrikwekkend gewees het, om nou skielik die engel wat aan haar verskyn. What? Die engel aan my verskyn? Ek dink dit moes vir haar bietjie too much gewees het, en die engel sê vir haar, moenie vrees nie Maria, want jy het genade by God gevind. Diensmaagd, diensknegt, jy het genade by God gevind. Moenie so hard op jouself nie, want God se genade rus op jou. Amen. En kyk, hy sal swanger word en 'n seun word, en jy moet hom Jesus noem. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word, en die Here God sal aan hom die troon van sy vader Dawid gee, en hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. Halleluja. Nou julle, spesiaal uitverkies. Ek kan myself net voorstel dat Maria moes ongelooflike karaktereienskappe gehad het. Ek dink sy was ongelooflik nederig voor God, want sy is 'n Joodse vrou wat die Joodse skrifte geken het. So sy het 'n verhouding met God gehad in die eerste instansie, okay? Sy was diensbaar.
Sy was leerbaar, sy was nederig, sy was betroubaar, en ek dink, sy was regtig 'n vrou wat in haar community gedien het. Sy het gegee, sy het geneem, sy het liefde gegee. Sy was, ek dink soos Prediker 31 was oor haar geskryf. Okay? Jong, julle dink baie mooi daaroor. Sy is spesiaal deur God uitverkies. Sy was 'n vrou reg na God se hart. Dis hoekom sy Jesus moes gedra het. In vers 38 sê Maria, hier is die diensmaagd van die Here. Laat dit met my gaan volgens u woord. En die engel het van haar weggegaan. Julle, laat dit met my gaan volgens u woord. Sy was getrou en sy was bereid om die verskriklike groot ernstige verantwoordelikheid op haar te neem. Maar sy het nie geweet wat gaan nog op haar pad vorentoe lê nie. Maar sy het nie omgegee nie, want sy het gesê, Here, hier is ek. Ek is beskikbaar as u diensmaagd, as u diensknegt. Ek gaan hierdie baba dra en ek gaan hom groot maak in die huis van die Here. Sy het nie geweet wat op haar wag nie, maar sy het gesê, ja Here, ek sal. Mamas, vrouens, sê julle elke dag, ja Here, ek sal. Ja Here, ek stel myself beskikbaar. Ja Here, laat dit met my gaan volgens u woord. Nie my wil nie, maar u woord en u wil vir my. Sy het in Lukas 1, en ek het later gelees in vers 46 tot 55, skryf sy tot 'n lofsang aan God. Dit is so beautiful. 'n dankbaarheid dat die Here haar uitverkies het, skryf sy 'n lofsang aan God. Sy het God vertrou vir die plekke wat hy gekies het waar hy na sou stuur. Sy moes ook die plan wat die Here vir haar en die seun Jesus gehad het vertrou het. Julle, want haar geloof was so groot in die Here. Sy was 'n diensmaagd wat haar eienaar, die God wat sy geken het, geweet het, gewillig uit liefde gevolg en besluit, ja Here, ek gee my wil aan u oor. Dit is wat ons moet doen. Ons moet God as ons eienaar wie ons verdiensbaar is en in sy diens staan. Ons moet alles oorgee aan hom. Al is dit hoe moeilik, mama. Al kort jy wat, mama. Vrou, al het jy nie al die resources om vir jou man of jou huis te sorg nie. Vertrou op die Here. Wees jy net diensbaar. Die Here sal vir jou res sorg. Nou julle, ek kan julle self voorstel, ek dink nie Josef en Maria was ryk nie. Hulle het ook in die tempel, nou Jesus se bestellings en so, het hulle 2 tortelduwe in die tempel gaan offer. Sê dankie vir hierdie kind. Okay, so, sy het op 'n donkie, Steven sê my donkie se oor is rooi, lyk gevaarlik. Dit is eintlik nie, dis die kleur van 'n donkie. Sy het op 'n donkie, hoogswanger, gery. Kan julle julleself imagine waar dit Maria moes gegaan het? Maar sy het gesê, Here, hier is ek. Ek is gewillig, ek is diensbaar. Nou, Mattheus 13, vers 53 tot 56 sê, julle weet dat Jesus die boeties gehad en susters gehad. Ja. Kyk, kom ons lees gou wat sy. En toe Jesus hierdie gelykenisse geëindig het, het hy daarvan weggegaan en hy het in sy vaderstad gekom en hulle geleer in hulle sinagoge sodat hulle verslae was en gesê, waar kry hierdie wysheid en kragte vandaan? Is hy nie die seun van die timmerman nie? Is die seun van sy moeder nie Maria en die van sy broers Jakobus en Josef en Simon en Judas nie en sy susters, is hulle nie almal by ons nie? Waar kry hy dan al die dinge vandaan? So, Jesus het 4 broers, ek kon nou nie raak nie soveel susters nie. Also eintlik was dit sy stiefbroertjies en susters. Kom ons staan net so, want hy is mos net Josef gebore nie. So hy was eintlik sy stiefbroers en sy stiefsusters, nou. Maar Jesus het 'n familie gehad, so hy het verstaan hoe die familie konsep werk. Nou, het julle al gewonder oor Jesus?
Ek begin so gisterand so te lag en ek dink, Maria, het jy vir Jesus maak gegee? Was Jesus stout? Wat het Jesus gedoen toe hy 'n klein seentjie was? Het hy sy boeties geterg? Soos wat Zander vir Sissa terg. Het Jesus sy boeties geterg? Het Jesus klein laat gegooi? Wat het Jesus gedoen as klein seentjie? Maar ek dink Maria, sonder omdat Maria so 'n fantastiese hart gehad het, glo ek nooit Maria vir Jesus voorgetrek vir haar ander kinders nie, want dit is nie wie haar hart was nie. En dit is nie dat God so 'n mamma sal laat vir Jesus verantwoordelikheid vat, want Jesus gaan voortrek met die ander nie. Maar sy het geweet, hy is baie spesiaal. Sy het geweet, hy is baie spesiaal. Want om 12 het hulle hom in die tempel gaan kry, waar hy gepreek het, hy het hom gaan soek. Die Bybel sê, Maria en Josef het hom gaan soek. Toe kry hulle hom in die tempel. En ek dink het in haar hart het sy geweet, hierdie kind is so spesiaal. Hierdie kind is so spesiaal. Maar weet julle, Maria het 'n volle bevredigende lewe gelei as 'n getroue vrou, eggenoot in Maria, aan 'n moeder. Sy het ongelooflike geestelike ondervindinge gehad. Baie. Maar sy het ook baie toetse gehad en beproevinge gehad. Mamas en vrouens, julle het baie beproevinge. Julle het baie toetse al in die lewe deurstaan. Is jy nog steeds 'n diensknegt en 'n diensmaag? Die ergste vir haar moes gewees het, was die verskriklike trauma, toe sy by haar kind sit, wat aan die kruis al moes sterf. Kan jy dink hoe traumaties dit vir 'n mamma moes gewees het? Hulle sê baie keer as ouers 'n kind verloor, dan skei hulle, want hulle kan nie mekaar help om mekaar se hartseer te verdra nie. Die Bybel praat nie baie oor Josef nie, so ek neem aan, Josef het nie meer gelewe, of was nie meer daar, toe Jesus het die ding met Jesus moes weergegaan het, waar hy die kruis gehou het nie. So sy moes dit alleen gedra het, julle, maar sy by sy voete gebly, sy by sy voete gebly. En die vraag is, het Maria sy geloof verpletterd geraak? Nee. Die woord sê, wat het sy gedoen? Na Jesus in Handelinge 1:14 sê die Bybel, na die hemelvaart van Jesus het sy saam met ander vroue, saam met die disippels en saam met Jesus se broers, het sy gaan bid. Sonder ophou en met smeking het sy gaan bid. Sy was 'n diensknegt reg na God se hart. Amen. Dit genoeg oor Maria. Ek wil vandag nou kom by die werklikheid in ons eie lewens. Hierdie boek, almal weet nie daarvan nie. Hierdie boek het my mammie geskryf, my wandel met God. Sy het hom geskryf die jaar voordat sy breinkanker gesterf het. En ek was sê, het voorreg gehad om die laaste hoofstuk in haar boek te skryf. En sy het hierdie jare baie gedigte geskryf, met groot vermaak vir ons almal. Meeste was Christelik, maar party was maar lekker laf en simpel. Sy het hierdie gedig geskryf. 'n Moeder. Môre Heer, sug sy, uittog, dieselfde van dag tot dag. Sy voel te moeg om haar te verbly, selfs oor sy wakende hand deur die nag. Met hande so traag en haar skouers wat hang, met selfs pyn op haar maag en haar hart wat klop met 'n stadige gang. Dit is altyd opstaan, altyd regstaan, was, stryk, uitvee en kook. Dit is om geduldig te vermaan, hou asseblief ophou om te rook. Dan die stem van die Heer, wat sag en liefdevol vermaan. Dit is ek. Ek gee jou krag, keer op keer, sodat jy blymoedig voor kan gaan. Jy is nie net 'n vrou en 'n moeder, jy is ook 'n verpleegster en 'n kok. Is jy dan nie ook jou kinders se moeder, wat al vertroos, en al trauma en in hulle skok? Dit is jy wat al gedurende voortgaan met innige smeking en intense gebed. Jy is die een wat hulle so lief het, wat hulle verstaan. Baie keer is jy die enigste een wat hom het.
Dankie Here, U is my bron van krag. U is die een wat altyd verstaan. U alleen, o Heer, gee ons die mag om vas en gelowig op U woord te bly staan. U is die een wat die vrou se hand neem, wanneer sy alleen die lewensstryd moet stryd. U is die een wat haar vertroos wanneer sy ween, want U het ook vir elke vrou aan die kruis gelei. Nou dank ek U Heer vir 'n nuwe sonnige dag. Dankie vir al die kindertjies wat so speel en lag. Dankie Here vir soveel seëninge wat U ons bied. Daarom tot U eer sing ek nou 'n nuwe lied. Dankie dat U my krag gee om te kan werk. Dankie vir die wonderlike Heilige Gees so getrou. Dit is net U, my koning en my Heer, wat my so versterk, sodat ek gedurig my oë op U gefestig kan hou. Dankie nou vir vrouens en moeders wat onmisbaar is in elke huis. Dankie dat U ons daar geplaas het om 'n man en kinders te kan sê, welkom thuis. En toe ek nou in die week siek is en ek lê en ek lees hierdie gedigte vir my ma, o ja, natuurlik groot gegaan in trane, ek moet nou nie 'n fout maak nie. Lekker gehuil. En toe dink ek, ja mami, jy klink na Jesus Dawid die psalmdigter. Want ek kan dink om 7 kinders groot te maak. En ons was arm gewees. En daar was probleme gewees. Moes jy so gevoel het vir die Here? Sê Here, ek sien nie kans nie. Ek sien nie meer kans nie. Maar mami, dankie dat jy die Here gedien het. Dat jy het altyd opgestaan. En ons op die pad gehou. Baie mamas, vrouens, toe hulle getroud is, toe was hulle nie gered nie. Hulle het nog nie die Here gedien nie. Hulle het nog nie gesê, Here, hier's ek. Ek bid vir die man wat ek moet hê. Ek bid vir die vriend of die boyfriend wat ek moet hê nie. Hulle het nie gedoen nie. Het hulle met die regte man getrou? Sal nie weet nie. Maar al wat ek kan sê, jy het ook op daai stadium in jou lewe getrou met hierdie man vir verskeie redes. En jy het jou kinders dalk nie in die huis van die Here groot gemaak nie. Vir verskeie redes. Jy het goeie waardes vir hulle die dag gelê. Wat is goed, wat is sleg, wat is kwaad? Jy sê dankie, mamma. Jy groet, alles wat daarmee saamgepaard gaan, jy het al die dinge gedoen. Maar op 'n stadium in jou lewe het jy God begin dien. En jy het gesê, Here, ek is die diensmaagd en die diensknegt. Hier is ek, Here, en ek dra my gesin aan U op. Het jy jou kinders en jou man oorgedra aan die Here? En sê, Here, laat U woord met hulle geskied. Let go. Baie keer gebeur goed nie in kinders en mans se lewens nie, omdat mamas en vrouens nog vashou. My ma het 40 jaar vir my pa se siel gebid. En my ma het eendag gesê, Here, maar hoekom verander hy nie? Toe sê die Here, want ek wil by jou begin. Jy moet verander. Dan sal ek hom verander. Dankie Here, hy is gered. Afgesien van jou beproewinge, het jy uitgehou net aangehou, en ek sal die Here jou nou vir vandag. Jy hou uit en jy hou aan. Afgesien van tekorte of beproewinge. En ook jou vreugdes. Ek dink julle kinders gee vir jou ook baie vreugdes, né? Kan lekker lag oor hulle en hulle sê dinge en alles wat daarmee saamgepaard gaan. Maar jy het uitgehou en aangehou, so sekerlik het die Here jou gekies vir hierdie taak op hande. Jy is uitverkies vir hierdie taak op hande. Vandag sit jy regtig hier, omdat jy die Here ontmoet het en jy is diensbaar. En ek wil net vandag vir julle sê, die waarde van 'n ma se gebede is so priceless, dat geen rykdom van hierdie hele wêreld saam kan gekoppel word aan die prys van 'n ma wat op haar knieë is en bidend is vir haar kinders, en haar kinders in die huis van die Here groot maak nie. Amen.
Want ek sê vir julle, jou gebede sterf nie as jy sterf nie. Want hy kom nog steeds in vervulling vir jou kinders. Mamas, as jy sit hier vandag, of vrou, as jy hier sit vandag, en jou man het toch nie werkelijk tot bekering gekom nie, of jou kinders is op 'n plek waar hulle nie moet wees in hulle lewe nie. Moenie ophou bid nie. We begin vir die Here te sê, ook dankie vir dit wat hy gaan verander. Amen. Maar Here, ek is 'n diensknegt. Daar's baie van ons families wat nog nie die Here ken nie. Ons moet vir hulle intree, Here. Hou aan bid, want die Openbaring sê, die gebede van 'n gelowige word in die wierookbakke opgeneem. En as hy nou riekende geur, verstaan die woorde van jou gebed. Jesaja 49 vers 15 tot 16 sê, 'n mamma vergeet nie om haar baba, om na haar baba te kyk nie. Selfs 'n vrou wat vir die eerste keer 'n mamma geword het, weet wat om te doen as sy na haar kindjie moet kyk. Dis 'n instinktiewe ding wat God gegee het. Hoe awesome is dit nie, né? Maar ek wil vandag vir julle sê, God werk presies dieselfde. Hy werk presies dieselfde. Hy het nie vir jou as vrou, as mamma vergeet nie. Hy het nie. En mamma, Psalm 91 oor jou kinders te bid, soveel as moontlik. Hy kyk na sy kinders en hy voorsien wat hulle nodig het, omdat jy as diensknegt hulle voor Jesus se hande lê. En wil ek oor ander gedeelte praat, kortliks en net sê, ons mamas wat dood is, kersie vir jou mamma. Ek gaan vanmiddag nou op 4 mamas se grafte sit. 4 mamas wat vir ons baie spesiaal is. En wat ons, hulle gedagtes, en ons wil ander oor hulle praat om hulle lewend te hou. Maar weet julle wat, gaan dink daaroor as jou mamma nie meer vandag lewe nie. Hier binnein, of jou ouma wat jou grootgemaak het, hier binnein, het jy soveel mooi memories. Koester daai memories, because it's so special. Koester dit. My ma was mal oor aardappelslaai en 'n skaalchoppie. En peppermintkruist en knickknacks. So, ons gaan sekerlik vanmiddag knickknacks en peppermintkruist eet. Van die graf, ons doen dit. Dis maar net 'n viering van hulle. Julle en dan is die mamas wat dalk nie 'n goeie verhouding, of jy wat nou kyk, wat nie 'n goeie verhouding met jou ma het nie. Jy weet self dalk nie wat die redes daarvoor is nie. En ek is regtig jammer daaroor, want in my kop het ek altyd gedink, 'n mamma het 'n goeie verhouding met al haar kinders. Dit is hoe dit in my kop gewerk het, want dit is die voorbeeld wat ek van 'n ma gehad het, wat 7 kinders grootgemaak het en nie een vir die ander getrek het nie. We were all the same to her. Sy het vir almal evenveel gebid. As sy nie kon gee vir een kind nie, het sy nie gegee vir die ander kind nie. Dit is hoe dit was. Sy was baie spesiaal gewees en so dit is hoe in my kop gedink het was, toe ek nou begin groter word en ek besef, maar daar is soveel kinders wat nie goeie verhoudings met hulle mamas het nie. En julle, regtig in hierdie praat ek net uit my hart uit. As jy voel, dan word jy verwerp. Let die kom. Want jy weet nie, wat is haar storie nie. Jy weet nie wat het in haar binnekamer aangegaan, saam met jou pa of haar man nie. Jy weet nie hoe sy as doktertjie mishandel is nie. Of verkrag is. Jy weet nie waar dit sy gegaan nie. En ja, dalk het sy die vermoë gehad om vir jou beter te gee of te doen nie. As gevolg van haar eie pyn en hartseer. Please forgive her. Moenie laat dit tussen jou en die Here staan nie. Vergewe haar asseblief en spreek haar vry. Maar omdat jy 'n diensmaag en 'n diensknegt is, kan jy 'n beter mens wees.
Jy kan die kinders wat in jou lewe is, Billy se kinders, maar denk die Here die jeug. Jy kan 'n beter mens wees. En jy kan dit wat jou laat voel het. Ek het nie 'n mamma wat my lief het nie. Jy kan gaan uitstort en sê, Here, help my, want ek gaan 'n beter mens wees, as wat ek ontvang het. Asseblief julle, ek smeek julle dit vandag. Moenie 'n produk van jou verlede wees nie. Wees beter. Want ons het die woord, ons het al die resources om beter te wees. En dan wil ek sê, as daar enige mamma is wat 'n miskraam het. Ek het 'n boek gelees van 'n vrou wat in die hemel en die hel was, is nogal 'n Chinese vrou, maar interessant. En sy het gesê, die Here het vir haar gewys, as 'n vrou 'n miskraam beleef, dan sal daar engele wees, en daai miskraam, die babatjie wat dood is, gaan soos in 'n wolkie vorm op in die hemel, waar die engele omlig, hemel toe. So ek wil vir jou sê, daai lewetjie in jou het gegroei. Dit was 'n hartklop, dit was lewe. Dit was jou DNA, dit was jou vlees, dit was jou bloed. Jy is verbind vir ewig aan daai kind. En weet julle wat is so awesome? Jy as diensknegt wat in die hemel gaan kom, jou kind gaan jou erken. Jou kind gaan jy dadelik kan erken. En julle gaan na mekaar toe hardloop. En jou kind gaan sê, mama. Want dit is hoe bly God is. Ons ken nie al die antwoorde nie, julle. Ons weet nie hoekom dit so is nie. Maar werk het met die Here uit. En werk jy net om eendag in die hemel te kom om jou kind weer vas te hou. Dis die belangrikste. En ek moet vir julle sê, en ek wil hierdie as 'n laaste getuienis gebruik. Julle weet nou my boetie is Desember maand oorlede. En die aand, toe hy as die middag oorlede Marius, en die aand het my broer se dogter Bridget, en sy die Here vir haar visioen gegee. Julle moet my verskoon as ek dit al gedeel het. En ek het 'n bietjie verstand gaan wat dit ek is 'n bietjie gebore. En sy sien hierdie vertrek waar my ma, my pa, my suster, my broer se seun en Marius sit in 'n vertrek. En Jesus is voor hulle wat 'n boekrol vashou. En sy sê die Here sê vir haar, dis die volk van getuienis, is my familie wat by Jesus kom getuig oor Marius se lewe. Want hulle wil, weet jy wat hulle alles nou vir Jesus gesê het, nie, maar ek dink hulle kon 'n paar goed gesê het. Hy het nog die oggend so hard gewerk om vir arme mense kos te gee, die dag toe hy gesterf het. Sy was die laaste besig met die dinge van die Here, is dit nie awesome nie, né? Maar in elk geval. En sy sê ook, en Marius het by die Here gepleit vir Janine, sy vrou, vir goed wat nog nie reg was nie, kom ons sê finansies en wat in 'n keuse nou nie. Hy het by Jesus gepleit vir sy vrou, wat op aarde agterbly. En Jesus het die engele opdragte gegee aan die engele en gesê, gemaak die pad gelyk vir Janine op aarde. How awesome is that? Maar, daar kom 'n man in hierdie vertrek, en hy stap na Marius toe, en hy omhels Marius, en hy sê vir hom, hallo my broer. Hy het hom gegroet en gesê, my broer. En sy bel my, sy sê aan die Lola, wie kan hierdie man wees? Ek sê vir haar, dit is die miskraam wat my ma gehad het voor Marius se geboorte. Die Here het dadelik vir my gewys. So ek wil net vir julle sê,
Mamas en vrouens, julle is kosbaar, julle is spesiaal. En ek sal eer julle vandag vir julle tribulations waartoe julle gegaan het, vir julle eie seer, vir alles wat in julle wesens aangaan, maar dat julle veg om die beste te maak nie saak van wat nie. En vat dit in jou hart en brand dit vas in jou hart, dat jy is uitverkies vir 'n rol. Vat dit en sê, Here, ek is die dienskneg. Ek vat die verantwoordelikheid op, en ek dra dit. Want jou beloning is groot eendag in die hemel. Ons laat ons so. Dankie Here dat ek net die instrument kon wees, soos die woord wat U dit in my geopenbaar het, Here. Ek wil vir U sê dankie vir elke spesiale vrou wat in ons lewens is, en wat ons liefde met U ons verhoudings het, Here. Help ons, Here, om mekaar as vrouens te respekteer. Om mekaar te ondersteun, mekaar se arms omhoog te hou, vir mekaar te bid, vir mekaar lief te wees, Here, maar dat ons bovenal ons waarde in U sal vind, en ons identiteit in U, maar in niks anders te nie. Dankie, Here. Amen. Okay, julle.